Goeiemôre, dit is maandagoggend 24 Maart 2025 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, het Vrydag se uitsending oor JFK nie 'n storm ontkete nie. Van links en regs, van ver en naby het mense my geoordeel en aangeval rondom dit wat ek as 'n opskrif gebruik het, Israel sit agter die JFK moorde. Nou ja, almal is geregtig op 'n opinie en die wat my goed ken weet dat ek hou nie daarvan om oor Israel, die Jode, ortodokse Jode en regte Jode en vals Jode en al hierdie goed te praat nie, juis omdat daar soveel verwarring wêreldwyd bestaan, maar veral in Suid-Afrika 'n geweldige verwarring bestaan oor wie is nou die regte Israel en wie is nie die regte Israel nie. En ek laat my gewoonlik nie daaroor uit nie en ek het bloot weergegee wat ek in die verslae, die dokumente wat nou gerelease is, vrygestel is, wat ek daar gelees het. En die opskrif het in sy doel geslaag en dit was om die aandag te trek. Maar ek dink daar is baie mense wat na die opskrif gekyk het, kommentaar gelewer het en nie die hele aanbieding deurgeluister het nie. Nou ja, ek wil dit net vir julle noem. Daar in die onderskrifte sê julle sien, daar gaan dit verby. Daar was 69.000 bladsye vrygestel wat julle self kan gaan lees by www.archives.gov. Daar kan jy self gaan lees oor wat daar gesê word ten opsigte van JF Kennedy. Nou, daar's baie wat nou sê, nee, maar dis 'n cover-up vir 'n cover-up. Die feit van die saak is, hierdie is die dokumente wat vrygestel is en dit is wat daarin staan. Nie wat ek sê nie, wat ek daar gelees het en aan julle weergegee het en deurgegee het om dan self te gaan kyk. Nou, hier is byvoorbeeld 'n lys van PDF leers wat jy kan gaan aftrek by daardie webwerf wat ek nou gegee het. En daar is 'n massa, soos julle aan die onderkant kan sien, daar is maar page 1 of plenty, so jy kan almal gaan kyk, jy kan hulle gaan download en gebruik. Die feit van die saak is dat die dokumente vrygestel is, terwyl daar oral verwys word na Israel en die Israeliese inligtingdienste. Weereens, nie ek wat so sê nie, dis wat in die dokumente staan. En iemand het my beskuldig daarvan dat ek onmoontlik al 8.000 vrygestelde bladsye kon kyk. Nee, ek het nie al 8.000 gelees nie en daar is nie net 8.000 nie, daar's 69.000. Maar jy gebruik tot jou beskikking om mense se aandag te vestig weer eens op baie dinge wat in Suid-Afrika gebeur het in die verlede en steeds besig is om te gebeur, waar daar 'n besliste hand in ons sake is ten opsigte van verandering en die hele 1994 oorgawe. Nou, George Soros is in Hongarye gebore. Hy is 'n Jood. Hy's as 'n Hongaryse Jood gebore. Ons weet hy het oorgegaan Amerika toe. Later van tyd, ons weet hy's 'n baie ryk biljoenêr en dat hy baie linkse programme ondersteun, dat hy deel is van die Wêreldekonomiese Forum en dat hy baie van sy organisasies gebruik om lande wat nie met hulle saamstem nie, se regerings tot 'n val te bring.
Ons weet dat sy invloed in Amerika self was geweldig groot, totdat Donald Trump nou as president ingehuldig was. Voor dit was sy direkte deelname was baie duidelik sigbaar gewees, maar nou is dit so iewat van 'n probleem en sien ons 'n beweging van hierdie lede rondom Soros en sy organisasies waar hulle skuif na Brittanje om van daar af voort te gaan met hulle beplanning van wêreldoorheersing. Almal praat van dit is conspiracy theory, maar as jy mooi gaan kyk wat in die wêreld aangaan en jy gaan kyk hoeveel ander conspiracy theories deesdae waar geword het en wat nie meer conspiracy theories is nie, en soos iemand nou die dag gesê het, ons hardloop nou uit conspiracies uit, daar moet nou 'n paar nuus gevind word, want al die conspiracy theories het waar geword. George Soros se hand in Suid-Afrika in die 94 verkiesing kan ons nie ontken nie. Ons kan nie ontken dat hy as 'n Jood, en weer eens, hy as 'n Jood is nie noodwendig in Israel nie, is nie noodwendig deel van Israel nie, maar is deel van die verwarring van die Jode wat dwars oor die wêreld voorkom, wat hulle eie agendas volg, maar ergens op 'n stadium knoop al hierdie punte bymekaar. Ek wil nie die hele tyd praat oor Israel en of Israel reg is en of hulle verkeerd is en daardie tipe van gesprekke voer nie. Ek self het destyds toe ek in die weermag was baie met Israeliese soldate te doen gehad, eerbare mense met wie ons goed saamgewerk het, en soos die een ou ook gesê het, hy het baie kennis ook van hulle Mossad, wat baie professioneel is. Nou ja, ek verskil nie daarmee nie. Ek gee bloot weer wat nou tans baie aandag in die wêreld trek. Maar ons moet onsself terselfdertyd weer eens so 'n vinnige vraagie vra. Ewe skielik, na die vrystelling van hierdie dokumentasie van die JFK leers af, wat nou eintlik moet ontbloot wat het agter die skerms gebeur, sien ons dat daar nie werklike klomp verrassings meer ingesluit is nie, behalwe vir die paar woorde. Dit wat in die verlede redacted was, is nou oopgelaat vir almal dan om te kan sien. Maar terwyl dit eintlik die hoofstroom media te haal, het dit nie die hoofstroom media gehaal nie, en het die hoofstroom media nog glad nie eintlik daaroor berig nie. En ewe skielik is hierdie prentjie vir my so waar. En daai prentjie het ek ook gesien, en daar staan op, they know who killed JFK, quick, talk about the pyramids. En julle sal almal weet dat hierdie verhaal oor die piramide waar die side scanners gevat het dat daar aktiwiteite tot 2 kilometer onderkant die Giza piramides, sekere geboue, dinge is wat ons nou aan moet aandag gee en dinge wat heeltemal ons geologiese geskiedenis omver gaan werp. Maar so word die aandag skielik weggevat van dit waar almal mee besig is. En ons moet onsself die vraag vra, hoekom en wie sit daar agter? En wie beheer die hoofstroom media? Wie het beheer oor hulle almal? En wat is die verbintenis met ouens soos George Soros, Klaus Schwab en dan die Rothschilds, wat ons almal al 'n brief gesien het, ek het dit op hierdie kanaal al gewys, waar Rothschilds die Britse koning genader het, voor die Tweede Wêreldoorlog al, waar hy dan sê, maar hulle sal dit waardeer as die Britte hulle help om hulle eie tipe van volksstaat
Israel in die Midde-Ooste te vestig. En inderdaad is Israel gevestig in die area wat oorspronklik die Bybelse gebied van Israel is. So alhoewel die staat van Israel in sy moderne weergawe eers in 1948 ingekom het, het hy uit Bybelse tye was dit dieselfde gebied, net heel wat groter as wat dit vandag is. Maar die feit van die saak is, daar het snaakse goed gebeur, daar gebeur steeds snaakse goed, daar is 'n poging tot wêreldoorheersing en of Israel van vandag, soos hy bekend is, 'n rol daarin speel, sal ons nie weet nie, en of dit nou net 'n sekere groep Jode is wat 'n rol speel, die Soros, die Klaus Schwab, en dan die Rothschilds wat agter alles sit. Dan moet 'n mens maar die lyne trek, jy moet jou navorsing gaan doen, en jy moet gaan kyk oor waar staan ons ten opsigte van dit, en wat is die toekomstige invloed wat hierdie selfde strewe na wêreldoorheersing het op die situasie in Suid-Afrika vandag. Ons praat van werkloosheid, ons praat van armoede, ons praat van moontlike hongersnood vorentoe as gevolg van onteiening van grond. Nou, wie se agenda is dit? Dis nie my agenda nie, of enige westerse agenda nie. Dis die Wêreldekonomiese Forum en Davos se agenda om die bevolking van die wêreld minder te maak, en dis nie 'n konspirasieteorie nie, dit is swart op wit, en om die bevolking van die wêreld te verminder tot hulle ideale syfers. Dit alles kom na vore, en dit het 'n rol op ons hier te speel. So hoe meer hierdie magte agter die skerms funksioneer en druk plaas en dinge doen, hoe groter raak die gevaar vir my en jou op die grond. Hoe nader kom 'n potensiële konfliksituasie in Suid-Afrika, wat ook uitgebuit word deur die opsweep van rassehaat en alles wat daarmee saamgaan. Want dis 'n klein groepie Christene hier aan die suidpunt van Afrika wat hulle weet moet vernietig word alvorens daar 'n nuwe wêreldgeloof in plek gesit kan word. En hulle beoog om dit te doen. Daaroor het ek ook al met julle gepraat. Maar dis nou genoeg daarvan. Ek is nou eers klaar met Israel en ek is klaar met JFK se stories, en ons fokus nou weer op die dinge wat direk op ons 'n invloed het. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Gooi jou kondensmelk koffie lekker soet in vir oggend, geniet hom en sit 'n bietjie terug teen daai boom en dink baie mooi oor hoe die dinge in die wêreld afspeel, hoe dit uitspeel, en dan sal ons kan sien uiteindelik waar en wat het gebeur en wat is die waarheid al dan nie. Wat ek sê is nie noodwendig die waarheid rondom dit nie, maar dit laat 'n mens dink en dit laat jou wonder. Mooi loop, lekker dag.